Ons lees weer eens saam uit 1 Petrus hoofstuk 1 vanaf vers 3. En hier is die vertrekpunt van hierdie hele reeks. Lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Dit is hy wat ons in sy groot ontferming, sy genade, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood opnuut verwek het, vir ons die wedergeboorte geskenk het, sodat ons 'n lewende hoop mag hê op 'n erfenis wat nooit vergaan, besmet word of verwelk nie, en wat in die hemel vir julle in bewaring gehou word. Ja, vir julle wat deur julle geloof, deur die krag van God bewaar word, vir die verlossing wat gereed is om in die eindtyd geopenbaar te word. Jubel hieroor, al moes julle onlangs vir 'n kort tydjie deur allerlei beproewings bedroef word. Die doel was dat dit duidelik sou blyk dat die egtheid van julle geloof, 'n egtheid wat baie kosbaarder is as goud, wat verganklik is, maar nogtans met vuur getoets word, uitloop, so dis die doel van die geloof, is bietjie 'n moeilike sinskonstruksie hier, dis nou dat die geloof sal uitloop op lof en heerlikheid en eer, wanneer Jesus Christus geopenbaar word. Hom, dis nou vir Jesus, het julle lief. So ons het hom lief. Al het julle hom nie gesien nie, en al sien julle hom nie nou nie, glo julle in hom, en jubel julle met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap, omdat julle reeds deel het aan die doel van julle geloof, naamlik die verlossing van julle siele. Ons gaan vanaand 'n bietjie praat en ook bietjie na praktiese kwessies kyk rondom die hele kwessie van geloof. Want ek vermoed maar ons het probleme daarmee. Ons almal waarskynlik. Nou, ons het reeds gesien, Petrus het nou op treffende wyse gesê, ons erfenis is absoluut veilig. Moet nou nie daaroor verder bekommerd wees nie. Die erfenis is absoluut veilig. Hy veronderstel dat ons seker kan wees daaroor, want dis hoekom hy praat van 'n lewende hoop. Dis iets anders as 'n vals hoop. Ons het gesê dis iets anders as wensdenkery. Hy het beklemtoon, God bewaar ons erfenis, maar nie net dit nie. Dis waaroor ons nou gisterand gepraat het. Hy bewaar ook ons vir ons erfenis. En laat ons dit net weer vir mekaar sê. Dis God se aksie. Neem kennis daarvan. Dis iets wat ek en jy doen nie. Dis God se aksie. En tog is ons in dit alles nie passief nie. Ons is nie onbetrokke nie. Dis miskien 'n beter woord om te gebruik. Ons word as ware meegevoer. Miskien moet ek dit sommer so sê, ek dink nou maar daaraan. Soos 'n kind wat 'n wonderlike groot persent kry. Hy het nie eers dan gedink dat sy pa vir hom so groot persent sou koop nie. Seun wat dalk op sy 16de verjaarsdag geweer kry. En hy's heeltemal, hy het niks bygedra nie, waar het hy nog geld vir so 'n duur geweer? So hy's niks met hom te doen nie. Maar as hy persent in sy hande kom en hy maak dit oop, dan kan hy tog nog nie, dan is hy nie onbetrokke nie. Staan tog nou nie daar armpies gevou en sê, okay, ja goed, wat nou nie. Nee, hy is betrokke met sy hele wese. Dankie pa, ek is so lief vir pa, of wat nou ook al. Dis nou maar eintlik so eenvoudig dit is.
So ons is nie passief en onbetrokke nie. God bewaar ons vir ons erfenis langs die weg van geloof, of deur die manier van geloof. Nee, dit staan baie duidelik hier. Vers 5. Het ons erfenis bewaar, maar ook julle, wat deur julle geloof, deur die krag van God bewaar word. En die stuk wat ons nou vanaand gelees het, eintlik die hele stuk, word geloof beklemtoon, né? Vers 7. Die egtheid van julle geloof. Vers 8. Al sien julle hom nie nou nie, sien nie nou vir Jesus nie, glo julle in hom. En dan vers 9, omdat julle reeds deel het aan die doel van julle geloof. So, ons kan sien, die fokus is op God, maar ons geloof, dink nou maar weer aan die persent, speel 'n baie belangrike rol. Ons is nie net koue, apatiese toeskouers van hierdie geskenk wat God vir ons bewerk het deur die opstanding van Jesus nie. God sluit ons in. Daarom geloof, en dis miskien 'n praktiese ding, geloof is 'n baie doelbewuste keuse. Ons maak tog almal keuses. En dink sommer net aan daai man, julle weet daar was nou die 2 moordenaars saam met Jesus gekruisig, dink nou aan die een het mos gespot, en die ander ene het 'n keuse gemaak. En hy het met daai laaste bietjie krag wat hy het, want daar aan 'n kruis het jy nie baie krag meer oor nie, het hy net gesê, Here, dink aan my, wanneer U in U koninkryk kom. Hy het 'n keuse gemaak. En ek wil vir elkeen vanaand hier vra, het jy al daai keuse gemaak? Sê, Here, dink aan my. Spurgeon, ek dink Spurgeon, hy vertel 'n mooi verhaaltjie om dit uit te beeld. Hierdie doelbewuste keuse. Daar was 'n groot landheer, die eienaar van 'n groot estate, soos ons nou maar ook deesdae sê, met 'n groot muur om, en dan nou 'n mooi inganghek hier voor by die muur. En hy was baie goed vir mense, maar mense het dit ook nou maar misbruik, en 'n klomp mense het so mettertyd vir hom 'n klomp geld geskuld. En toe besluit hy in sy goedheid, hy gaan 'n aanbod maak, en hy sit daar by die, so voor die tyd van WhatsApp, so hy het dit nou nie op die WhatsApp gesit nie, maar hy het dit daar op die hek gesit, môreoggend, tussen 6:00 die oggend en 6:00 die aand, staan my kantoor oop, kom in, en ek skryf jou skuld volledig af. En soos die mense nou verbygeloop het deur die loop van die dag, het hulle dit gesien, want er staan daar in duidelike groot, leesbare skrif in duidelike letters, en hier dam hulle nou op, hier by die hek. En hulle bespiegel nou hier oor, jong, wat gaan hier aan? Dis dan 'n buitengewone aanbod. Dis baie drasties. Is hier nie 'n vangplek nie? Net soos party van julle dink, as ek sê daar sop vir almal, dan dink julle daar's 'n vangplek. Daar's nie 'n vangplek. Dis daar. Dis genoeg. Maar jy weet so, en hier, die skare mense het al groter geword. En die opinies is uitgeruil, en die besprekings het al driftiger geword. Moet ons nie? En redelik kort voor 6 die aand kom 'n ou oom en tannie, wat ook nou maar diep in die skuld was, en hulle stap ook in hierdie paadjie, en hulle sien hierdie samedromming van mense, en hulle vind uit, en toe hoor hulle nou, ja, weet jy, dit is wat die landheer gesê het, maar ons wonder nou maar hieroor, jy weet, ons is nou maar skrikkerig.
Net nou as ons daar binne is, dan sê hy, okay, nou het ek jou, en dan staan die polisie net hier agter die deur om ons te vang. Wel, sê die oom, my vrou, ons het niks om te verloor nie. Ons is baie, baie diep in die skuld, en ons gaan dit nooit kan betaal nie. En ons ken hierdie landheer, hy's 'n man van sy woord. Ons gaan in. En het ingegaan, en hulle is baie vriendelik ontvang. Oom, hoeveel skuld julle? Soveel en soveel en soveel. Is geen probleem nie. Ek het in volle voorsiening gemaak daarvoor. Daar is die sekretaresse, sy skryf vir julle die kwitansie uit. En hulle kon hulle oë nie glo nie. En met die kwitansie is hulle uit buitentoe. Met die paadjie af buite die hek. Almal vra nou, wat het gebeur? Wel, ons is vry. Skuld niks, heeltemal niks. O, dis wonderlik, nou moet ons ook gaan. Maar die hek was gesluit, want dit was toe reeds 6 uur. Dis ongelukkig wat ons sien wat gebeur. Dis die hartseer, dat die mense nie eers die aanbod wil oorweeg nie. Party wil nie eers daar kom luister nie. Party wil nie eers net die uitnodiging lees nie. Hier tussen ons, rondom ons. En die tyd gaan verby. En Jesus het dit besef, net toe hy daar met Jerusalem ingekom het, met die intog, en hy het gehuil oor die stad Jerusalem. Hy sê, hoe dikwels wou ek julle bymekaar maak, soos 'n hen na haar kuikens, maar julle wou nie. Julle wou nie. God doen die werk, maar hy druk ons nie in 'n blik nie. Hy werk nie teen ons wil nie. Hy gee vir ons die uitnodiging, hy het klaar alles voorsiening gemaak. Hy is die een wat buite ons gewerk het, deur die opstanding van Jesus, maar hy werk ook binne in ons. En dis 'n tweede ding van geloof wat ons moet onthou. Dis nog steeds hy wat werk. Want ook die geloof is 'n gawe van God. In die woord is baie duidelik daaroor. Geloof is nie hierdie verskriklike prestasie om oor te spog nie. Dis ook deel van die geskenk. Dit gaan ons verstand te bowe, nê. Ons ken almal Efesiërs 2, want uit genade, baie belangrik, is julle verlos. Weereens, deur geloof, weer die instrument. En juist dit kom nie uit julleself nie, dit is die gawe van God. Dit kom nie uit eie werke nie, sodat niemand op iets mag roem nie. Ons kan ook nooit roem op ons geloof nie. Ek wil die kind wat die geweer ontvang, hy het nie gewerk daarvoor nie, hy kan nie roem daarop nie, hy het dit net ontvang. Hy het nou maar net gesê dankie. Dit is nou nie 'n vreeslike prestasie om te sê dankie nie, dis nou maar net, dis nou maar die ding om te doen. Baie dankie, pa. Die volgende saak is geloof. Ons moet in geloof volhard. Dis 'n deurlopende tema in die Nuwe Testament. Nêrens sê die Nuwe Testament in een van die briewe, okay, julle het geglo, dis goed en wel. Kom ons gaan nou aan met ander goeders nie. Ons word gedurig deur opgeroep om aan te hou glo. Kolossense 1 beskryf Paulus nou, hy praat met die Christene, as daai julle is nou die kinders van God. Hy sê ook julle was voorheen van hom vervreemd, ja, vyandig gesind teenoor hom, op grond van julle slegte dade. Slegte dade maak mense vyand van God, daarom is ons almal van nature God se vyande. As jy dit nog nie besef het nie, besef het dan vandag. Maar nou het hy, weer eens, wat het God gedoen? Julle deur sy menslike liggaam, dis nou die menslike liggaam van Jesus, met homself versoen, sodat hy julle deur sy dood heilig en sonder foute en onberispelik vir hom kan stel. En kyk net dan, mits, indien, mits, dis 'n voorwaardelike sin, né? Mits julle in die geloof bly, stewig, gefestig en standvastig, sonder om weg te beweeg van die hoop wat die evangelie bring. Julle, dis vir my altyd so wonderlik. Vat enige
boek en brief van die Nuwe Testament, sê allemaal presies dieselfde. Verskillende skrywers, verskillende agtergronde, verskillende woordeskat, maar kan julle sien, hy sê, Paulus het hier geskryf, en hy sê presies dieselfde, hy praat ook oor die hoop, praat ook van die deur die geloof, maar baie belangrik, hou aan glo, mits julle in die geloof bly. En hier is 'n groot misverstand, wat aangespreek word. Baie mense dink aan geloof as, ja, 19 soveel, by daai kamp, het ek tot geloof gekom. Ek weet vir party is die 1900s baie ver, nee, 20 soveel, het ek tot geloof gekom. Dit was wonderlik gewees, ek het so 'n warm gevoel gekry in my, dit was baie wonderlik gewees. Nou daarmee is niks verkeerd nie, maar wat van nou? Want Paulus sê, mits jy in die geloof bly. Waar is ek nou? Is ek nog besig met die geloof? Ja, dit is wonderlik as mense 'n gebeurtenis in die verlede het. Dit kan baie help as jy 'n spesifieke datum het. Wat jy weet, ek het die eerste keer geglo en dinge het vir my oopgegaan. Dis goed. Maar dis nie wat nou tel nie. Waar is ek nou? Waar is ek nou? Net so terloops, moet 'n mens 'n datum hê. Spesifieke datum, weet ek daai oomblik, toe was daar 'n ommekeer. Die Bybel sê dit natuurlik nie. Dis baie goed as jy 'n geestelike padkaart het van hoe jy geloop het, dis wonderlik. Ek persoonlik dink mens moet 'n dagboek skrywe, en belangrike goed neerskrywe, altyd belangrik om rigting te hou. Maar daar is 'n ander datum wat baie belangriker is, as die datums, of datum van ons keuse. Dis die twee datums. Goeie Vrydag en Opstanding Sondag. Dis die datums wat tel. Dis waaraan ons vashou. Dis die datum wat ons oor baie duidelikheid moet hê. Ja, volhard in die geloof. Daarom, en dit sê vir ons 'n baie belangrike ding oor sekerheid. Iemand wat sê, ja, nee, 25 jaar terug, is alles uitgesorteer. En nou, so halwe, nie meer lus het vir die gemeenskap van die gelowiges nie meer opgewonde is oor die woord nie meer 'n stryd voer teen die sonde nie, dis 'n vals sekerheid. Dis 'n absolute vals sekerheid. Daai datum in die Bybel is nie die groot saak nie. Is ek besig om te volhard? Nou, is ek besig nou met die stryd van die geloof. Glo ek nou? Miskien sê jy, maar weet jy, dit is nou eintlik my probleem. Dis nou eintlik regtig my. Wat is geloof? Dis vir my so 'n abstrakte begrip. Hoe weet ek glo? Dalk dink ek glo, maar dalk glo ek nie. Moet ek nou die vergrootglas uithaal en kyk, hoe lyk my geloof? Ek voel nie jy's gelowig nie. Hoe kry ek geloof? Hoe begin ek glo? En ek dink dis hier waar baie mistastings kom. Ek dink dit is baie gevaarlik om allerlei ingewikkelde definisies van geloof te gee. Want dan sal dit nou beteken dat mense nou eers 'n doktorsgraad moet hê om gered te kan word. En dis tog nie so nie. Hy man in die kruis het tog nie 'n doktorsgraad gehad in teologie nie. Hy was nooit eers in die Sondagskool nie. Ek sal net nou weer oor hom praat. Maar hy het tog geglo. Hy het tog geglo in sy toestand van pyn. Dis 'n belangrike ding. Om te glo beteken nie dat ek in myself moet grawe na tekens van geloof nie.
Want dis in elk geval, my oordeel is subjektief. Jy weet, party mense is absolute positiviste. Hulle is baie vol selfvertroue. Ander is absolute pessimiste. En tussenin is daar so 'n hele spektrum. En ons val nou maar almal iewers op daai spektrum. Nee, geloof word nie opgewek deur met die vergrootglas my eie siel te ondersoek nie. Geloof word opgewek om te fokus op God. Kan julle agterkom, dis wat Petrus hier doen? God is lofwaardig, en dan vertel hy wat het God gedoen. En so word die geloof opgewek. Kyk wat het hy gedoen. Spesifiek dan, deur die kruis en die opstanding van Jesus. Verwonder jou daaroor. So hoe kom 'n mens tot geloof? Wanneer ons luister na die woord. Die woord wat vir ons soos hier in Petrus vertel van God se krag, God se beloftes, God se getrouheid. God se dade in Jesus Christus. En ons sê, wow. Dat glo ons. As jy na die Victoria Valle kyk, dan staan jy nou nie daar en wonder, jongs, is dit, sien ek, is my oor reg? Droom ek dit dalk? Nee, wat? Jy dink mos nie eers of jy sien nie. Jy sê net, wow. En as jy dan by die huis kom weer, dan sê jy vir mense, julle wat het ek gesien? 'n Hele idee van daai massas water wat daar afstort. En daai reënwolk wat opkom. Dis net ongelooflik. Dis net geweldig. Dis net fantasties. Jy kyk na die objek en jy sê, wow, dis wonderlik. Wanneer ons God se getrouheid in Jesus Christus bedink en bewonder, en trouwens, dis hoekom ons daaroor sing. Dis nie om die tydjie om te kry Sondagoggend voor ons nou kerk hou nie. Ons sing daaroor. Dis belangrik. Hulle sal dink wat ons sing, né? Jy kan partykeer vang jy jouself, né? Jy gaan nou maar net saam, maar dis belangrik. Die woorde is belangrik, wat ons sing is geweldig belangrik. Ons sing hoofsaaklik, kyk maar, oor Jesus se menswording, oor sy kruis, oor sy opstanding, oor sy hemelvaart, oor die wederkoms. Dis die goeie tekens van 'n goeie Christelike lied. Dit gaan oor wat hy gedoen het. Geloof, om net te kyk. Ons het nou die voorbeeld gebruik, en ek gaan dit nou nie weer herhaal nie, van die besemstok. Nie na die hand te kyk nie, maar na die punt van die besem. Daar's baie mense in die geskiedenis wat ons hiermee help. John Murray, is nou nie familie van Andrew Murray nie, hy is 'n Skotse teoloog, maar hy was vir die grootste deel van sy lewe in Amerika by Westminster teologiese seminarie. En baie diep ou, kyk net wat het hy gesê. It's not by looking within in the attempts to discover the movements of God's regenerative grace that faith is evoked. En dan is dit vir my so mooi as hy sê, it's preoccupation with the glories of the Savior that constrains faith. Dis nou 'n bietjie hoër in Engels, maar ek gaan nou probeer om dit maklik te sê. Geloof word nie opgewek as ek in myself kyk of ek nou tekens sien van God se lewendmakende, wederbarende werking. So, geloof word nie opgewek as ek nou met die vergrootglas in my eie siel kyk nie. En onthou, party persoonlikhede is geneig daartoe, as jy 'n introspektiewe persoonlikheid het, dan wil jy altyd die binne in jouself grawe en kyk. So, ons wat so is, moet baie pas op, spesiaal. Nee, dis nie hoe geloof
ontwikkel nie. Hoe ontwikkel geloof? It's preoccupation with the glories of the Savior that constrains faith. Nou, preoccupation kan jy vertaal met beheptheid, maar beheptheid is nie 'n goeie Afrikaanse woord daarvoor nie. Dis ek dink as kan dit beter sê, dis om gefassineer te word deur die Here Jesus se heerlikheid. Soos ek gesê het, dit was vanoggend vir my so heerlik om Johannes 14 te lees. Die heerlikheid van die Here Jesus, sy woorde. Hy wat sê ek is die weg, die waarheid en die lewe. En dit skep geloof in jou hart. Net soos as jy na die waterval kyk. Daarom kom ons kyk na Jesus. Spurgeon het dit so mooi gesê, nee, laat Jesus se offer, laat Jesus se liefde, laat Jesus se genoegsaamheid jou gedagtes, jou denke oorheers. En dan kom daarvoor. Dan glo jy dit ons. Jy gaan tog nie dankie sê vir iets wat jy nie glo nie. Dis hoekom die nagmaal ook so wonderlik is, nee. En ons gaan Sondag nagmaal vier. Van die nagmaal sê ek, kyk en kom proe self. Wat het Jesus gedoen? Ja, dis reg, ondersoek jouself, wees hartseer oor jou sonde en ons moet dit doen. Maar kyk, wat het Jesus gedoen? Dis geloof. So ek kry sekerheid nie na myself in 'n geestelike spieël die hele dag te kyk nie. Maar juis om vir myself af weg te kyk en om gepreoccupied te wees met Jesus se heerlikheid. En trouwens, dis 'n rede hoekom ware kinders van die Here word nooit verveel. En dis 'n goeie toets as daar oor die kruis gepreek word nie. Want ek wil dit weer en weer en weer hoor. Sal my nooit verveel. Met ander woorde die evangelie. Die evangelie sal jou nooit verveel nie, want dit is net te wonderlik. Party mense stel nie belang in die evangelie nie. Hulle wil altyd hoor iets snaaks, nê. Vertel vir ons, wat doen die sataniste of die Illuminati of sulke goeters, jy weet, sulke harige goeters. Maar kinders van God wil graag hoor van die evangelie, oor en oor en oor. Want dit skep geloof in ons hart, dit hou die geloof in stand. Wat sê Jesus self oor geloof? Nog 'n bekende gedeelte wat ons almal ken. Jesus praat ons met Nikodemus, die man wat daar in die nag na hom toe gekom het, wat 'n goeie man was, maar hy het nie die Here geken nie. En dan sê Jesus vir hom, en net in Johannes 3 vers 14, en net soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe sal kry. Nou, die Johannes Evangelie is vol van die Ou Testament, soos ons nou gisterand ook gesien het, die Petrus brief is ook vol van die Ou Testament, is een Bybel. En Jesus verduidelik, nou moet hy vir Nikodemus verduidelik wat is geloof, en Nikodemus was 'n leraar van Israel, het die Ou Testament baie goed geken, en nou sê Jesus, en met 'n parallel, verduidelik hy nou vir Nikodemus wat geloof is, en hy herinner Nikodemus aan daardie gedeelte, 'n Numeri van die koperslang, en ons weet almal wat daar gebeur het, net 'n klomp slange, daar was 'n klomp slange, wat die volk gebyt het, weens hulle ongehoorsaamheid en hulle sonde, en hulle was sterwend. Hulle daar rond gelê, besig om dood te gaan. Maar God het toe in sy groot genade
'n oplossing gegee. Nie noodwendige oplossing wat hulle verstaan het nie. Maar ons hoef ook nie alles te verstaan nie. Maar dit was God se oplossing. En God se oplossing, en daarom sy opdrag aan Moses was, maak 'n koperslang en sit dit hoog op 'n paal, sodat almal dit kan sien. Weereens, dis nie logies nie. As jy dit nou vandag probeer, as 'n slang jou pik, dan sal jy doodgaan, as dit 'n giftige slang is. Maar dit was God se opdrag in daai situasie. So wat moes die mense doen? Hulle moes net kyk. Dis nie 'n vreeslike stuk arbeid nie, hulle hoef nie te betaal het nie, hulle moes nie ver geloop het nie, hulle moes maar eintlik net daar waar hulle gelê het, net geglo het. Maar prakties dit beteken kyk. So as jy God se plan aanvaar het jy nou maar jou oë oopgemaak, al was die ooglede al swaar van die gif, en jy het net gekyk, en die oomblik as jy gekyk het, dan is jy genees. En nou trek Jesus hierdie parallel so duidelik. Ons kan dit tog nie mis nie. Hy sê net soos Moses die slang op die paal verhoog word, so moet die seun van die mens verhoog word, en in die Johannes evangelie beteken dit altyd die kruisiging van Jesus. So is Jesus, hang hy aan die kruis, sodat elkeen wat in hom glo, gered kan word. Kyk na die Here Jesus. Sê, wow, Here, U is my oplossing. Wees my genade. Nie na jouself nie. Weet jy, ons kan so dink nou as ou daar gelê het. Daar met die slange daar in die woestyn. En hy probeer spoeg opsmeer, of 'n salfie wat hy hier gekry het, of allerlei plannetjies, bloed uitsuig, dan gaan hy dood. Want dit is nie die opdrag nie. Kyk weg van die bytplek en kyk na die koperslang. Kyk weg. Jy het lank genoeg gekyk na jou eie mislukkings en sonde en ellendes en probeerslae. Fokus op die verlosser aan die kruis. Dis genoeg. Weereens, moenie jou geloof probeer ontleed die hele tyd nie. En dalk verveel dit party as ek dit so baie sê, want alle mense is nie so nie, maar party mense is wel so. So ek sê dit vir die wat dit nodig het. Moenie gedurig jou geestelike pols probeer voel. Kyk of dit klop nie. As iemand nou daar na die dokter toe gaan, as hulle een dokter, ek is nie seker of ek lewe nie. Want ek het vanoggend my pols gevoel, en ek voel niks. En ek voel nou weer, en ek voel nog steeds niks. Ek weet nie of ek nog lewe nie. Wat sal die dokter vir hom sê? Luister, lewe maar net. En vat 'n graaf en spit die tuin om. 'n dooie ou kan nie 'n tuin omspit nie. Maar moet nie neuroties die hele tyd jou pols voel nie. Want daar kan baie redes wees in jou kop of ander redes dat jy dit nie voel nie. Stop net daarmee. Lewe net. Dis geestelik so waar, né? Dis by Martin Lloyd-Jones wat ek hierdie voorbeeld gekry het. Want party Christene is so. Is heeltyd geoccupy with myself. Lewe ek, glo ek regtig, glo ek goed genoeg. Begin geloof lewe. Deur in gehoorsaamheid en bewondering van Jesus te leef soos ek moet lewe. Kom kerk toe en aanbid die Here met passie. Dien hom daar in jou huis, in jou werk. Raak gehoorsaam aan hom. Lewe. Lewe jou geloof. Om dit alles mee af te sluit, ek dink dis baie duidelik, geloof is nie 'n prestasie nie. Dit is nie hierdie moeilike stuk werk wat ek moet regkry en waarvoor ek 3 doktersgrade nodig het nie. Geloof is nooit geloof
dat my geloof goed genoeg is nie. Dis nog 'n fout wat ons maak. Ons word nie gevra om te glo in ons geloof nie. Ons word gevra en uitgedaag om te glo in Jesus se prestasie en Jesus se meriete. Ons word nie gevra om te sê, of te dink, of te beweer, my geloof is goed genoeg nie. Dit is nie goed genoeg nie. Hoe gaan ek dit in elk geval meet? Ons word gevra en uitgedaag. Sê my 'n bietjie, was Jesus se sterwe en opstanding goed genoeg vir jou, vir my? Dis wat jy moet besluit. Of wil jy iets daarby byvoeg? Wat gaan ons byvoeg? Ons sing dit, nee, nog geween, nog gebede, nog geween, met ander woorde, nie om baie te bid nie, nie om baie te huil, dit gaan nie die saak oplos nie. Here, na U alleen. Leeg met my sonde las, hou ek U verdienste vas. In die begin het ek gepraat oor die man aan die kruis, die een misdadiger wat 'n doelbewuste keuse gemaak het. Hy het geroep na Jesus. Paulus sê vir ons in Romeine, elkeen, ook jy, ook die jongste kind vanaand hier, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. En nou is daar 'n mooi storie, een van ons broeders het nou die oggend by die bid hier ook so kortliks vertel, so party van julle ken dit. Dis nou maar net 'n storieetjie, maar dit, en ek het dit nie uitgedink nie, iewers maar gesien en gehoor. Die man daar aan die kruis, die moordenaar wat gesê het, dink aan my Here, hy kom toe aan daar by die hemelse poort. En weer eens, ek sê, dis 'n storie, dit werk nie so nie, maar dis maar net 'n storie. En hy kom daar by die engel wat die admin doen, en hy sê, hy moet hier wees, en ek is so en so, en die engel kyk, en ja, sy naam is in die boek van die lewe, maar daar's ook 'n hele leer, en die engel kyk net so vinnig deur die leer, en sien maar, sjoe, hierdie ou, hy's nie gedoop nie, hy was nie in die sondagskool nie, hy is uit die aard van die saak nie aangeneem en voorgestel nie, en hy het 'n verskriklike klomp goed gedoen, wat nie mooi is nie, is net so 'n leer. Hy sê, jongens, is jy seker jy moet hier wees? Ja, staan my naam aan, ja, jou naam staan nie, maar, wag 'n bietjie, en stuur die engel 'n boodskap dan na die hoofengel toe, die hoofadmin beampte, laat ons net, ons kan nie hier 'n fout maak nie, en die hoofengel kom, en hy is net so verbaas, ja, hier staan die man, sy naam in die boek van die lewe, maar as ons hier deurblaai, dan lyk dit nie goed nie, dit lyk nie of jy hier hoort nie, en uiteindelik kry die hoofengel toe 'n baie goeie idee, en sê, man, sê nou net vir my reguit, hoe het jy gewaag om hierna toe te kom? Hy sê, die man, aan die middelkruis, hy het gesê, ek mag kom. Dis genoeg. Kyk na hom, met al jou sonde, en al die mislukkings, en al die goeders, as hy sê, jy kan kom, en wat se verskonings wil ons nog hê? Gaan in by die deur, hy sal al die skuld kwytskel. Amen.